familie geleentheid. En so ek wil eintlik by hierdie geleentheid hoor as daar enige iemand wat die vrymoedigheid het om voorsangers te wees, a cappella vanmôre. Ek het 'n rugsteun. Ek het 'n rugsteunprogram en dit is ons sal van die video's afsit. Maar en ek wil dit net hier sê, dit wys net wat 'n groot rol Chris as orgelis ook hier in die gemeente speel. Ons gun hom sy rus en sy vakansie en familiegeleentheid, maar ons gaan vanmôre dan met die video ons dan saam sing. Baie welkom ook vir elkeen wat aanlyn deel van hierdie erediens is vanmôre. Dit bly die wondergawe wat die Here ook vir ons gee, dat ons ook op hierdie wyse almal saam kan deel in die Here se teenwoordigheid. Ek het 'n afkondiging of twee wat ek graag net wil herhaal, en dit was hierdie week was 'n groot geleentheid hier in die kerk gewees, en dit was Hemelvaart. En ek wil dit vanmôre graag met julle deel, dat ek die voorreg gehad het as 'n jong predikant, om in 'n gemeente te wees waar daar baie hoërskole en laerskole was, en ek dink nie ek oordryf as ek sê, elke tweede week by 'n skool is al opening of 'n geleentheid kon waarneem. En toe verander dinge ons nou in hierdie wêreld sodanig, sodat ons nie altyd op hierdie wyse dit meer kan doen nie. Afgelope donderdag was dit my voorreg gewees by Laerskool Louwgelnes en Natalie was die aand by Elpekar College. Dat ons die voorreg het om dan weer eens daar ook die woord van die Here te kan bring. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan regtig daaroor om die woord van die Here te kan bring. En daarom het ons so 'n mooi geleentheid gehad. Hier was 12:30 in die kerk, donderdagmiddag 'n diens gewees en dan donderdag aand verskoon saam met die Jan Smits Access. En dit was regtig ook so feestelike en geseënde geleentheid geweest. As ek net kyk op Facebook hoeveel mense ook al daarna gekyk het, nou ja, dank die Here dan daarvoor ook. Dit is baie, baie besonders. En verskillende voorlesings en gebiede wat gedoen is, die Here het vir ons regtig baie ryklik geseën. En dat ons mekaar daaraan kan herinner dat Hemelvaart nie die afskeidfees van Jesus se verlossingsplan is nie, maar 'n baie belangrike integrale deel dan daarvan. Ons is vandag op die Sondag na Hemelvaart. Dit is 'n baie interessante Sondag in die kerklike jaar. Voordat ons daarby kom, net hier vanaand 'n tieneraand. En daarom as jy wonder oor wat jy eendag wil word, moet jy dalk vanaand kom luister en kan uitvind en jy daarmee kan help. Dis reg, dis 6:00 vanaand hier by die kerk. Dis baie. Die Sondag na Hemelvaart onder die tema waarom staan julle so na die hemel en kyk. Ons weet wie sê dit, ons weet waar kom dit vandaan, maar ek glo die Here het ook vanmôre vir ons 'n regtig besondere boodskap. En daarom wil ek vra dat jy asseblief saam met my sal stil word, wanneer ons ook erken dat ons nou die Here se teenwoordigheid is. Kom ons bid saam. Ons goeie Here en Hemelse Vader, ons erken U vandag weer as die enigste Here. Ons bely dat ons in hierdie posisie kan wees, voor U kan verskyn, om net een rede, en dit is omdat U vir ons lief is. Here, ons het geen prestasie van ons eie kant nie. Ons het niks gedoen wat verdien, dat ons in die teenwoordigheid kan wees nie. Trouwens, ons het so baie gedoen wat ons sou diskwalifiseer, wat ons hierdie geleentheid sou ontneem, maar U in liefde en genade en geduld, is die God wat 'n geleentheid soos hierdie ook vanmôre vir ons weer moontlik maak. Baie, baie dankie daarvoor, dat ons kan weet, dat U vir ons vereer met die goddelike teenwoordigheid. Om vanmôre aan die voete te kan sit en te kan luister na wat U vir ons wil leer, hier in die kerk en in die saal. En veral dan ook die groot voorreg wat ons het, om vir klein Andrie vanmôre dan ook te doop. Dat U die God is wat ook na haar uitreik, en U aan haar verbind. Baie, baie dankie Here, dat ons al hierdie dinge mag erken, saam met die psalmdigter van Psalm 16, wat vir ons daaraan herinner dat uit U hand kom net wat mooi is. Baie dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons genade en vrede en vreugde in oorvloed skenk. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lofliedere tot eer van ons Here.
bly dat ons onder andere ook Psalm 18 weer kon sing. Ek kan as kind onthou hoeveel keer dit ook een van die lofliedere was in die gemeente waarin ek groot geword het. Pragtig die woorde daar in die psalms, die Here wat sy dade reg is, die Here wat ons bewaar en op wie ons kan staat maak. En die interessante van daai psalm is, die huigelaar het nie 'n goeie getuieskrif by God kry nie, of sy. Ek gaan vir die kinders vra om asseblief nou saam met Natalie na die saal toe te gaan. En vir elkeen wat agterbly, gaan ons uit Handelinge 1 vanmôre met mekaar dan saam lees. Asseblief jou baie net baie dankie. Ons gaan vanmôre weer kyk na die teksgedeelte uit Handelinge 1. Uiteraard ook die teksgedeelte wat ons, perikoop wat ons saam lees, of hoofstuk 1 uit Handelinge, wat ons donderdag aand by Hemelvaart dan met mekaar kon deel. En ek wil sommer dadelik sê, hierdie gedeelte staan natuurlik nie in isolasie nie. Hierdie preek vandag en donderdag aand se sluit baie aan by afgelope Sondag se teks uit Johannes 20, waar ons met mekaar kon deel, en dalk vir julle as besoekers, gaan 'n keer wat daarna toe terugverwys, maar andersins kan 'n mens dit gaan lees of gaan kyk. Dis nou ook die voorbeeld wat 'n mens deesdae het met tegnologie. Maar die gedeelte wat ons hierdie week met mekaar kon deel is Jesus wat vir sy disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Groot voorreg wat ons het. Ons vra ook dat die Here sy woord aan ons sal seën, wanneer ons vanmôre dan weer die gedeelte lees. Hemelse Vader, om in die kerklike jaar by hierdie interessante en besondere Sondag erediens te kan hou, is natuurlik ook weer 'n groot voorreg. 'n Heerlike geleentheid om te kan weet dat ons op 100 daarom kon dink dat die 2000 jaar gelede, ongeveer 2000 jaar gelede, in die Here in die hemel opgeneem is. En u aan die regterhand van die Vader sit en daar heers u oor die heelal. Here, die feit dat ons dan vanmôre hier saam kan wees, weet ons is 'n erkenning daarvan, of is 'n bewys dan ook daarvan, dat u alle mag het in die hemel en op aarde. Dat u kerk vir al die tye, al die eeue tot hiertoe so kan voortbestaan. En daarom gee ons aan u die eer, en ons sê vir u baie dankie dat ons 'n deel van die kerk kan wees. En dat ons vanmôre dan weer kan vra, as ons uit Handelinge 1 lees, bekende gedeelte, dat u asseblief die ou tyding vir ons weer nuut sal maak, soos u dit alleen kan doen deur die Gees. Praat met ons asseblief, Here. Rus vir ons toe, bly vir ons, gebruik vir ons, tot u eer alleen. In Jesus se naam bid ons dit van u. Amen. Handelinge 1, my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gate wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem
terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees net al hier vanmôre met mekaar. En geliefdes in die Here, hier is die woord van die Here, en jy sal baie gelukkig wees, as dit die handleiding van jou lewe is. Ek het al 'n keer op wat daaraan verwys, dat dit 'n interessante tyd is, waarin ons in die kerklike jaar bevind. Mense amper sê, vir die eerste keer in baie jare, as ons nou so terugdink, is dit na die hemelvaart 'n tyd waarin Jesus nie op aarde is nie. En as ons dan weer eens kyk, en ek dink dit is nogal belangrik dat ons net gou weer vir mekaar sê, wanneer Lukas, wat 'n dokter was, 'n mediese dokter, wanneer hy sy evangelie skryf van 24 hoofstukke en daarna hierdie Handelinge boek skryf van 28 hoofstukke, is dit 52 hoofstukke wat hy skryf in die Nuwe Testament. Interessant, die skrywer wat die meeste skryf in die Nuwe Testament. Hy skryf meer as Paulus. En 'n man wat nogal navorsing gaan doen het oor 'n hele klomp dinge wat deur die Gees van God geïnspireer en gelei is. En dan sê, Theophilus, jy moet weet, hierdie eerste boek wat hy vir jou geskryf het, die 24 hoofstukke, volume 1, was oor wat Jesus gedoen het in hierdie wêreld, van Jesus se geboorte, hoe hy groot geword het, en wat hy gedoen het en hoe hy gelei het, totdat hy dan ook aan die kruis gesterf het, begrawe is, opgestaan het, en dat hy dan nou nie meer op aarde is. En daarom moet Theophilus, en wie almal van ons wat dit lees moet weet, vir ons is baie mooi geskryf en beskryf oor wat Jesus gedoen het. En daar's 'n baie belangrike rede daarvoor, en dit is dat ons dit net nie van selfsprekend moet aanvaar nie, maar dat ons altyd weer moet besef dat die voorbeeld van Jesus wat ons beskryf is, want dit is hoe die Here ook wil hê dat ons in hierdie wêreld moet leef, as sy kinders. Kan ek dit weer asseblief môre baie ernstig beklemtoon? In die kerk van die Here Jesus gaan dit net oor Jesus as voorbeeld in die eerste plek, nie oor mense nie. Jy kry so baie keer dat mense sê, ek het in die kerk seer gekry, ek het dit en dat van daardie en hierdie persoon verwag, en toe het ek dit nou maar later dan het ek dit afgeskryf en dit laat gaan as dit ware. Ek bedoel, die kerk en partykeer sommer hulle eie geloofslewe. Ek waarborg jou, dat jy teleurgestel sal staan, wanneer jy probeer om geloof op mense te bou. Dit is toch nie waaroor dit gaan nie. Jesus is die voorbeeld. En voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy dan deur die Heilige Gees, het hy bevele gegee vir die manne wat hy as apostels uitgekies het, en sodat hulle na sy dood, het hy aan hulle verskyn by hoeveel geleenthede, sodat hulle kan weet dat hy leef. En soos wat ek nou net probeer verduidelik het, as Jesus nie die voorbeeld van jou lewe is nie, en Jesus se opstanding uit die dood nie die fondasie van 'n geloofslewe is nie, sal jy misluk, sal jy teleurstel, sal jy in hierdie wêreld wreedondigter word, sal jy nie kan hou nie. En daarom is dit so belangrik dat ons nie net oor hierdie gedeeltes altyd lees en net daarby verbygaan nie, want in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. En wanneer hy met hulle praat oor die dinge van die koninkryk van God, dan word dit gebou op die fondasie van die opstanding. Kan ek net weer vanmôre, is ons op die regte plek, is ons op dieselfde plek, dat ons moet weer vanmôre kan sê, ons juig daaroor, dat ons die opstanding van Jesus as die fondasie van ons geloofslewe het. En die koninkryk van God. En ek gaan nie terugkom na die gedeelte en hierdie is so ryk gedeelte, ek kan nie by alles uitkom nie, maar wanneer die disippels op 'n stadium vra, Here, is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk van Israel gaan oprig? Het hulle heeltemal, hulle siening in hierdie wêreld is heeltemal te klein, dis te eng. En wat hulle besef nie, dat God se liefde nie net tot een volk beperk is nie, dat dit nie net oor Israel gaan nie, maar dat dit gaan oor elke een, dat God in hierdie wêreld, dat God vir die wêreld so lief is, so het ons begin ondergaan weer om mekaar te herinner, God het die wêreld lief gehad, hy het nie net sekere mense lief nie, hy het almal lief. Mag ek net gou sê, want dit lyk vir my, daar was 'n bietjie rimpeling gewees na verlede week se preek, waarom onder andere die vraag gevra is, hou jy van almal in die kerk? En die van julle wat dalk nie so was nie, ek wil weer sê, iemand het my geleentheid gesê, hou jy van almal in die kerk?
Of hou jy van party mense weer in die kerk en van ander hou jy dalk 'n bietjie minder? Dis nie nodig om daai vraag te antwoord as ons die ander vraag vra nie. Of as ons die ander saak besef, en dit is: die Here God het ons nie geroep in sy kerk om van mekaar te hou nie. In die eerste plek. Die Here het ons in sy kerk geroep om mekaar lief te hê. Onvoorwaardelik, soos dat hy vir ons lief is. Hy kom selfs en hy sê, jy moet jou vyande lief hê. En daarom die koninkryk van God werk so, dat liefde die dryfveer is. Nie hou van of gewildheids en in 'n sekere groep ingesluit is of nie. Het gaan daaroor dat ons mekaar moet lief hê, want dis die dryfveer. Dis die dryfveer wat bou dan verder. As ons dit met mekaar kom deel dan vanmôre, dan weet ons dan hierdie miskenning en hierdie verskraling van die disippels. Is dit nou die tyd? Is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel opgerig gaan word? Die koninkryk van God het aangebreek, sê Markus in die eerste hoofstuk. Toe Jesus mens word en sê bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En hierdie koninkryk is vir almal. En onthou, daar word vir die Jode, as Jesus begin met sy intree op aarde in Markus, hy sê bekeer julle. Hy sê nie kom al julle Jode en uitverkorenes en kom, ons gaan een kant wees en hy sê bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. So aangrypend is die 8ste vers. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot die uithoeke van die wêreld. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die kerk van die Here Jesus is nie 'n plek waar mense op die hande kan sit nie. Die kerk van die Here Jesus is soos wat ons al hoeveel keer gehoor het. Nie 'n toeskouersport nie. Nadat hy dit gesê is, opgeneem, terwyl hulle dit sien, in 'n wolk, wat dan verskyn en dat hulle hom nie verder sien. Die hemelvaart van Jesus. En terwyl hy weggaan, en hulle nog so stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans by hulle gestaan. En die vraag vir hulle Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Broers en susters, ek het moet sê, terwyl ek met hierdie teksgedeelte besig was, in die week, het iets my weer opgeval. Daar was 'n televisieprogram gewees om te sê, kids say the dumbest things. As ek dink dit was nie. Kinders sê partykeer die snaakste goed. En dit het my aan laat dink daaraan dat jy eintlik 'n televisieprogram sou kon maak om te sê, engele vra daarom die vreemdste vrae. Wanneer Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan staan Maria Magdalena by die graf. En wat kom sê die engel vir haar? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Ek weet, sy weet Jesus is hier begrawe, maar die engel vra, waarom soek jy die lewende by die dooies? Hier vra hulle net so vreemde vraag. Waarom staan julle na die hemel en kyk? Ek wil amper sê, steek ek vir die engele sê, hulle moet net so rukkie op aarde kom leef, dan sal hulle sien. Partykeer die vraag is hier, wat het jy antwoord op die vraag, want ons weet dit waaroor dit gaan. Nee, die pragtige daarvan is dit wanneer die engele gestuur word, die staan nou nie engele nie, as jy nooit ek staan, skielik 2 mans in wit klere by hulle, dan weet ons dis engele. En die engele, in opdrag van die Here, kom vra, koninkryks vra. Waarom soek julle die dooie? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Ek moes gesê, hy sal opstaan. Dis hoe waaroor dit in God se koninkryk gaan. Oor God wat sy woord hou. Oor Jesus wat uit die dood het opgestaan het. Waarom kyk julle na die hemel? Dis nie beskuldiging nie. Dis eintlik 'n tydige herinnering daaraan om te sê, in die koninkryk van God, kan jy nie net na die hemel kyk nie. Luister mooi, daar word nie gesê, jy moet nie na die hemel kyk nie. En daarom sou ek vanmôre in die eerste plek net daarop wys, dat dit eintlik te verstaan is. Dat dit te verstaan is, dat die disippels na die hemel staan en kyk. En dit is baie mooi, want ek het die disippels daar getel, daar is net 11 van hulle. Want onthou, op hierdie stadium is Judas is nie meer deel van die disipelgroep nie. En dat hierdie prentjie dit nou baie mooi eintlik uitdruk om te sê, hulle staan en kyk. Wat is te verstaan? Broers en susters, as ek en jy, dan was ons presies dieselfde gedoen het. Want hier so pas 'n wonderwerk plaasgevind. Hier gaan Jesus
wonderwerk wat hier plaasvind. Jesus. En daar's 'n wolk, en dan sien hom nie meer nie. Nou kyk hulle, en almal van ons ook, wil kyk het om te kyk of daar nie nog iets hierna gaan gebeur nie. Want wat kan jy verwag? Wat is hier aan die gebeur? Wat is hierdie dinge wat so pas wil in my oë afspeel? Kan jy dit dink? En ek wil regtig vra dat jy vanmôre 'n bietjie saam met my doen. Kan ons indink wat hierdie disippels se gedagtes gegaan het? Jy kry 'n situasie inderdaad waar Jesus ons gesê het hy gaan sterf en dat hy gaan opstaan 3 keer en dan kry ons later aan die disippels mos nie meer hulle daarop gesteer het nie. En dan is Jesus dan net, is hy gekruisig en hy gaan dood en hy word begrawe en hy staan op en hy leef. So met hierdie Jesus is daar altyd iets wat besig is om te gebeur. En ek dink regtig waar ons onsself net 'n bietjie indink, wat moet ons nou hiervan maak? En voordat ons enigstens verder gaan, wil ek bitter graag een van die heel belangrikste komponente van geloof en ons verhouding met die Here hier probeer uitwys. En dit is dat ons nie altyd weet wat besig is om te gebeur nie. Dat ons nie altyd 'n verklaring het nie. En ek wil vir jou baie mooi vra vanmôre om asseblief hierdie punt te kan vat. In Korintiërs skryf Paulus en sê ons lewe deur geloof nie deur wat ons sien nie. Jesus kom en hy sê vir sy disippels, glo in God, glo ook in my. Verklaar nie al hulle vrae nie. En daarom moet ons weet dat ons in hierdie wêreld in 'n situasie baie keer kan wees dat ons ook nie alles verstaan nie, dat ons ook nie alles kan verklaar nie. In die loop van 2000 jaar het daar verskriklike dinge, wonderlike dinge in die kerk gebeur en verskriklike dinge in die kerk gebeur. Na 2000 jaar later staan God se kerk nog en ek en jy is deel daarvan. Moet asseblief vir geen oomblik en ons moet asseblief ons kinders dit ook leer, dat ons op die Here moet vertrou, dat ons nie die Here met alles kan verklaar nie. Julle weet as kindertjies klein is, dan vra hulle baie graag die vraag, hoekom? En dan sê die vader antwoord en dan sê hulle, hoekom? En dan sê die antwoord en dan sê hulle weer vra, hoekom? En later sê die sonde. Maar ons kan dalk net dieselfde fout maak om baie keer na die Here toe te kom en te sê, hoekom? In plaas daarvan om raak te sien wat die Here besig is om te doen. Want Jesus se hemelvaart is deel van God se reddingsplan in hierdie wêreld. Deel van God se ingrype, deel van God se doen wat ons nie kon doen nie, van wat ons nie kan doen nie. Ons kan onsself nie vir God aanneemlik maak nie. Ons kan dit alleen doen en bereik. Wanneer God in sy liefde die hand na ons reik en ons sy liefdesaanbod aanvaar. Kan ek dit weer herhaal? Wanneer ons sy liefdesaanbod aanvaar, 'n keuse maak daarvoor. Dis te verstaan die disippels hier staan en op hierdie stadium dalk nie heeltemal herwaarts of derwaarts weet nie. Ek dink die tweede punt wat baie belangrik is in hierdie gedeelte, is dat ons mekaar daaraan herinner dat hier simbolies iets baie belangriks plaasvind vir elke gelowige. En dit is om op te kyk. Want om op te kyk is vir ons as gelowiges, ons sing ons Psalm 121 en dit was my so mooi ons het weer donderdag aand gesing en ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom nie van die berge af nie, my hulp kom van die Here. As ons in hierdie wêreld nie in die eerste plek opkyk nie, maar rondkyk, dan kan ons nogal baie bekommerd raak. Dan sien ons dinge in hierdie wêreld waarvan ons nie hou nie. Dan sien ons dinge wat ons nie weet hoe ons te gaan hanteer nie. Dan sien ons dinge wat ons nie weet wat die uitkoms daarvan gaan wees nie. En dit maak ons bekommerd. Dit ontstel ons. Dit ontstel ons so dat dit baie keer ons vreugde ontneem. Dit is so erg baie keer in ons lewe, laat dit heeltemal ons hele lewe oorneem en laat ons so met 'n groot frons rondloop. En met alles en almal met wie ons te doen kry, ons bekommernisse deel. En jy weet mos hoe werk dit in hierdie wêreld. Die Engelse sê misery loves company. Jy laat agtergekom as jy oor die negatiewe ding begin praat en vanaf praat mense saam met jou daaroor. En as 'n derde persoon bykom, dan word dit nog erger. Dit verdubbel nie net nie, dit vervierdubbel en hoe gaan dit aan? Vertiendubbel later. Ons kan nogal as in die wêreld sien dat mense baie keer hulle self net eenvoudig so diep in 'n gat in kan praat.
Maar dis wat gebeur wanneer 'n mens eers rondom jou kyk. Wanneer ons nie besef dat daar in hierdie wêreld 'n ander dimensie is, 'n ander perspektief. En dis God, 'n ewigheidsperspektief. 'n goddelike ingrype, 'n goddelike betrokkenheid. Hierdie is sulke belangrike waarhede. Dat ek en jy nie net in hierdie wêreld in 'n situasie is wat ons net moet elke dag probeer oorleef nie. Laat ons net dit moet maak. Net in die aand as dit waar jy jou voorkop af te vee en te sê, "Sjoe, gelukkig het ek dit gemaak, ek weet nie wat môre vir my wag nie." Dis nie die ingesteldheid nie. Die ingesteldheid van mense wat eers opkyk en weet waar hulle hulp vandaan kom en dat God by ons lewens betrokke is mense wat sê, "Dankie vir die dag wat die Here vandag vir my gegee het en al die geleenthede wat daarop vervat was. En Here, jammer vir die wat ek gemis het. En môreoggend wanneer ek wakker word, sal ek Psalm 92 elke dag van die liefde van die Here te getuig en te sê, hier's nuwe geleenthede." In 'n stukkende wêreld. In 'n wêreld waar mense baie bekommerd is. In 'n wêreld waar ons nie antwoorde het op alles nie. En dis reg dat ons nie antwoorde het op alles. In 'n wêreld waar ons nie te voorspelbaar moet wees nie. Waar ons nie moet maak dat ons alles weet nie. In hierdie wêreld, as jy opkyk, dan besef ek en jy dat 'n God by ons lewens betrokke is. Wat so groot en so sterk en so magtig is, daar's niks wat my God nie kan doen. Wanneer ek opkyk, dan besef ek dat hier 'n God is, wat groter is as enigiets wat met my in hierdie wêreld kan gebeur. En hy is nie net 'n God nie. En die sekere sin, hy is nie net die God nie, hy is my God. Ek en jy het die reg tot 'n kindskap gekry deur Jesus om te kan praat van my God, my Vader. Vir jou en vir my. Nodig dat ons mekaar daarin herinner. Want die belangrike is, as ons eers opgekyk het, dan kyk ons rondom ons. En dis vir hierdie week is ek nogal baie bewus daarvan, dat ons mekaar daarin herinner, dat ons in hierdie wêreld moet rondkyk, nie deur ons eie oë, maar deur Jesus se oë. Dat ons moet probeer om na die wêreld te kyk, soos Jesus daarna kyk, en gekyk het, soos God daarna kyk. Om baie seker te wees en bewus te wees daarvan, en daarom ek sal nie graag verlede week se preek nou wil herhaal, ek sal dit graag wil herhaal, en die waarhede daarom, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. God vertrou sy kerk aan mense toe, mense soos ek en jy. As jy daar dink dat omtrent 6 van Jesus se disippels was vissers geweest. En daar was 'n tollenaar, en daar was 'n nood, en daar was mense wat baie gepraat het, en mense wat glad nie gepraat het nie. Daar was nogal 'n verskeidenheid geweest in Jesus se disipelkring geweest, en hy stig die kerk, sy kerk op aarde. Deur die Gees wat uitgestort word deur daardie mense, en hy hou sy kerk in stand deur al die eeue, en hy gebruik mense tot vandag toe, mense soos ek en jy. Dat die kerk in hierdie wêreld 'n taak het, dat die kerk in hierdie wêreld 'n opdrag het. Dat die kerk in hierdie wêreld 'n roeping het. Dat die kerk in hierdie wêreld moet doen, soos iemand dit baie mooi gesê het, die kerk moet doen wat die kerk moet doen. Mooi, nee. Die kerk moet doen wat die kerk moet doen. Nie uit dwang nie, maar omdat dit vir ons 'n voorreg is. Omdat dit vir ons 'n geleentheid is. Omdat God ons daartoe waardig ag. Waarom staan julle na die hemel en kyk? Miskien om te sê, kyk op die regte plek, maar kyk daar rond, want dat sien ons nog steeds rondom ons. Dan sien ons nood en behoefte. Dan sien ons mense wat eensaam is. Dan sien ons rampfigure. Dan sien ons mense, en ek hoop regtig waarlik, ek is oortuig daarvan dat ons dit wel doen in hierdie gemeente, dan besef ons dat ons geseën word, om ander te kan seën. Ek hoop as ons rondom ons kyk, dan sien ons hoe geseënd is ons. Op grond van 'n prestasie wat ek behaal het, op grond van die feit dat die Here God ons in hierdie posisie plaas, ja. Op grond daarvan dat God dinge aan ons toevertrou, sodat ons nie in hierdie wêreld soos die ryke man krampagtig net alles bymekaar maak en in ons eie hande hou nie, maar sodat ons ander kan seën, omdat God vir ons seën. Omdat ons in 'n situasie is in hierdie wêreld dat ons gestuur word om 'n oes in te samel waar ons nie gearbei het nie, en dat ons in hierdie wêreld sal saai nie daar oes nie, en sal oes waar ons nie gesaai het nie. Dat ons 'n koninkryksbesef en perspektief
asseblief kry, jy gaan nie nou die koninkryk vir Israel oprig nie. Jy gaan nie die koninkryk vir die Afrikaner in Suid-Afrika oprig nie. Jy gaan dit nie vir watter mense in watter land waar ook al oprig nie. Die koninkryk van God word opgerig vir elkeen wat in Jesus glo. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak waar hulle is nie, maak nie saak hoe hulle lyk nie. Waarom staan julle na die hemel en kyk? Want ons sê, laat ons daar kyk. En ek wil dit regtig maar vandag, voordat ons rondom ons kyk, kom ons kyk op en sê, Here, maak my sensitief vir. En dis nie lekker nie, dis nie maklik nie. Maar dis hoe Jesus dit gedoen het. En dis wat hy van elkeen van ons vra. En daarom het ek regtig waar, soos verlede week, wil ek nou voortgaan. Ek het verlede week 'n klomp skyfies gewys. Van wat in ons kostelike oor die laaste weke is. Ons sit nie alles op een slag in nie. Ons lê hier oor 'n loop van tyd moet julle dit sien. Van Vision 2020 en kinders wat se oë getoets word. En brille voorgegee word en selfs behandeling kan kry. Tot Ria, Jan Hofmeyer en Nes. En daarom in hierdie gemeente waarmee ons nou sê mense, hier kom die derde vraag. Nou word ons weer ingeperk. Nou word ons moet stil sit. Dank die Here, dit het nog nooit daai leer by Parkrein kos gevat nie, want na die eerste vlaag, na die tweede vlaag en selfs in die derde vlaag, want ons kan selfs gaan aan. En as die Here ons seën om ander te kan seën, dan kan ons nou vra asseblief, raak betrokke by ons konversprojek, want die eerste konvers het ons skryf, maar so gou as die konvers uitgaan, so gou moet hulle uitgaan. Want dit help nie die konvers hou die verhoog warm in die kerk nie. Dit moet by mense uitkom wat koud kry. As jy die projek kan ondersteun asseblief, met of konverse of 'n deposito in die kerk se bankrekening te maak, merk dit asseblief vir konverse. As die Here wil en ons weet nie wat dit van ons inhou nie, sal ons weer hierdie konverse gaan uitdeel as ons kan. As dit nie is nie, sal sorg dat dit by hulle uitkom. Dit is net baie beter dat ons dit self kan aflewer en kan gaan deel in daardie mense se lewens. Julle sou sekerlik gesien het dat verlede jaar is hier letterlik duisende maskers in hierdie gemeente, deur hierdie gemeente, mense in hierdie gemeente gemaak. So is daar nou al honderde misse wat vir parksorg gees, dat mense dit ook op hierdie manier legaal uitleef, om te kan gee vir mense wat dalk sou koud kry. Nie net die inwoners nie, maar ook vir die personeel daarso. Want dis waaroor dit gaan in die gemeente. Dis waaroor dit gaan in die kerk van die Here Jesus. Baie dankie. In hierdie gemeente het ons voorby geleentheid dat daar behoefte is aan klere by parksorg. Vir volwassenes, inwoners en werkers. Skitterende reaksie vanuit die gemeente. Baie dankie daarvoor. En die week hoor ons by die skoolprojek. Dis winter. Kinders het nie klere nie. Baie dankie sover vir elke een wat ook kinderklere van 5 tot 11 jaar so omtrent, die teikengroep seuns en dogters. Bring asseblief die klere na die kerk toe. Ons kan iets doen. Waarom staan ons na die hemel en kyk nie? Ons staan en kyk en sê, Here, waarom maak U vir ons geleenthede oop? Hier is ene, hier is weer ene. Ons kas die kroon onder die klere wat ons partykeer het. Ek kan van niemand of van onderwys nie van my. Almal wys terug na my toe ook. Ons kan op hierdie wyse ook, dis koninkrykswerk. Dis 'n koninkryksperspektief. By Laerskool Esperanza, ek het dit vorige keer vir julle gewys en vir die videoetjie gespeel by Laerskool Piet van Vuren. By Laerskool Esperanza, 400 kg rys, 600 kg meel, 200 kg suiker en 400 pakkies van 400 gram sop wat afgelewer is. Hoekom deel ons hierdie dinge met mekaar? Sodat ek en jy kan weet dat die Here besig is om te werk en dat ons deel het daarvan. Laat ons net gou vandag, en ek wil dit so duidelik weerstel. Parkrein is nou een van daardie gemeentes waarvoor ek die Here nie genoeg kan dank nie. En dit is dat hier omtrent nie 'n projek in hierdie gemeente is waar ons alleen ons hande op die stuurwiel van die projek het nie. Dis net baie beter om met vennote saam te werk. Dis net baie beter om 'n bydrae te maak en te kan sê wat vir my absoluut wonderlik was. Verlede maand gehad is 'n fondse vergadering, kommissievergadering gehad. Daar's nood, daar's behoefte, die geld is beskikbaar onmiddellik. Die hele kommissie wat sê gee, kerkraad sê gee. So baie graag en dat julle weet waarom bydraes ook in hierdie gemeente gaan. En daarom dat asseblief ons is afhanklik van mekaar se samewerking. Ons is nie 'n fabriek in 'n plek wat goeders maak en dit teen 'n wins kan verkoop nie.
Ons is in die bevoorregte posisie om deel van God se werk op aarde te wees. Kyk, wat is hy besig om te doen? Waarom staan julle na die hemel en kyk? Te verstaan. Goed om in die eerste plek na die hemel te kyk, is reg. Op te kyk na die Here. Nou dalk nie altyd letterlik nie, maar op te kyk na die Here en dan rondom ons die nood en behoefte te sien en te doen wat die Here wil hê dat ons moet doen. Vir alles wat sover in hierdie gemeente gebeur het, luister baie mooi. Vir alles wat sover in hierdie gemeente en ander gemeentes gebeur, aan die Here al die dank en die eer. Geen prestasie. Ons gaan nie koerante toe nie, ons gaan nie televisie toe nie. Ons herinner mekaar as gemeentelede daaraan. Want ons kry baie duidelik die opdrag en die geleentheid in die Nuwe Testament om mekaar aan te moedig om nog meer en verder op hierdie pad te kan loop. Die Here seën vir ons daarin en ons loof en dank hom daarvoor. Christus hou self sy kerk in stand. Hy hou sy kerk in stand en hy gebruik sy kerk. En daarom kan ons oorgaan na die doop om dan vanmôre te weet, ons word gedoop en ons is gedoop omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. God bly getrou. In die Ou Testament het die Here die besnydenis, die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. Skitterend. Op 'n nuwe en finale wyse. As teken van die waarborg daartoe gee hy vir ons die doop en die nagmaal. Die nagmaal, brood en wyn. Die doop, water. Water verdui op reiniging, op verlossing. En daarom dan vanmôre het ons hierdie groot voorreg om te kan weet dat Jesus voor sy hemelvaart vir sy disippels die opdrag gegee het. Die doop is 'n opdrag. Gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daarom is dit groot voorreg dan vanmôre om weer vir Dion en Minion te vra om op die vorentoe te kom. Daar's definitief aksie daar binne. Dion en Minion, baie welkom weer vir elkeen van julle. Jy kan sommer so 'n ma se oë sien, maar sy is nog besig om ongelukkig te wees want haar ma is weg. So, nee, sy gaan nou weer saam met haar ma wees. Ek dink julle ken vir Dion en vir Minion. Dion is 'n ingenieur, werk by Heineken en Minion is by Danone, voedselwetenskaplike, albei van hulle het op Stellenbosch geswat. Wat is die belangstellings? Ja, kom maar in. Kom saam, kom. Daar's so gretig gehuil daai. Jy mag maar my kind, jy is welkom hoor. Kom maar, eens kom staan ek ook, julle kan staan nie voor. Almal van julle kan voorkom staan, julle is regtig baie welkom. Kobus, albei van julle? Wie het die foto's nie? Dis 'n goeie vraag, nie gaan. Ek sê ook nie meer wat. Daar is 'n vrou. Daar's vrywilligers agter julle. Hulle sal vir julle foto's maak. En as ons net foto's neem, kan julle maskers afhaal. Ons is hier in 'n veilige ruimte, kan ons daarso nog aan dit net ons word nie. Baie dankie dat jy help. Die ons belangstelling is golf, fietsry, kuier saam met vriende en sing en fluit. Nou ek sou daai een is ek dan baie graag wil ek nou vanmôre as ons tyd gehad het. Dis wat gebeur wanneer jou vrou die vorm invul. Hoor nou wat gebeur as die man die vorm vir die vrou invul. Men jou nou van hardloop en fiks bly fietsry en lees. En ek is seker van Dion het hierdie ene bygeskryf. Champagne drink.
Dis 'n groot vreugde, dis regtig Marius en Alta en Kobus en Adelaide, julle is baie welkom hier vanmôre. Dit is so lekker om vir julle ook nou en natuurlik met klein Nina, dat Nina ook hier sou kan wees en dan kan sien wanneer sussie ook gedoop is. En ek hoop daar's genoeg foto's dat Nina ook kan sien die dag toe sy gedoop is. En dan klein Amrie vanmôre, dan kan weer daar baie foto's wees wanneer sy ook gedoop word. Dion en Mignon, dit staan ook hier voor op die skerm, ek wil dit graag vir julle dan lees. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons kinders waarborg en ons ook al die gawes in Christus gee. Om dan te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, antwoord asseblief op die volgende vraag. Bely julle dat julle kind 'n verlosser van sonde nodig het en dat Jesus daar die verlosser is? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk as die ware en volkomme leer van verlossing. En in die derde plek beloof julle om hierdie pragtige klein kindjie die Here ook vir julle gee. En hierdie leer te onderrig, nie te laat onderrig. Hierop wacht op julle antwoord asseblief. Ja. Baie dankie, ek wou sê, ja vir Nina, of dat sy kan sien. Andrie de Wet, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Daar is geen manier wat ek vir iemand kan beskryf wat in hierdie oogies nou beskryf word, dat die Here homself aan 'n klein kindjie wil verbind. Wie van ons kan dit verstaan? Wie kan nie? Ons kan die Here net daarvoor bid. Ons bid saam. Hemelse Vader, een van die heel grootste gebeure het vanmôre weer hier in hierdie gemeente afgespeel. Naamlik dat U self aan klein Andrie dan ook verbind. Dat U haar God wil wees en vir haar by pappa en mamma plaas en by sussie. By oupas en oumas, maar ook in besonder dan as deel van die kerk en die gemeente. Sodat sy kan weet dat U vir haar so lief is en dat U die Here is wat ook net die beste vir haar soek. En daarom het U vir haar ook aan hierdie gesin vertrou. Baie dankie dat ons môre kan vra dat U deur U genade en U trou ook hierdie pad saam met haar verder so sal loop met haar ouers, met haar sissies, al met haar pas en oumas. Dat U ook verheerlik sal word deur haar lewe. Baie dankie dat ons al hierdie dinge in Jesus se naam mag bid. Amen. Ek wil vir julle vra om asseblief die doopkers aan te steek. Andrie se doopkers wat voortaan elke keer op 16 Mei aangesteek sal word vir 'n uur lank brand. Ons hoop en glo dat ook wanneer dit uitgebrand is, dat sy belydenis van geloof, ek bedoel die kers, dat sy belydenis van geloof dan in die Here kan aflê. Ek wil vir julle 'n doopskatkissie gee, waarin julle weet daar's 'n Bybel, daar's 'n kroon, daar's 'n kruis en daar's 'n doof. Koningskind, verlosser, die inwoning van die Heilige Gees. Sit vir haar wat lekker speelgoed en dinge daarby in. En as sy dalk eendag daar op Stellenbosch, terwyl sy seker nou in Engels op klas het, dan maak sy haar geloofskatkissie oop en sien hier's 'n brief in Afrikaans vir haar geskryf, om te sê haar voetjie is afgedruk en is in hierdie kerk se ingangsportaal en sy is ook deel van die Here se gesin. Baie krag en sterkte vir julle, seën vir julle. Baie dankie, almal van julle. Ek hoop nie dis die omsteltenis omdat sy nou gehoor dat sy gaan klas kry in Engels nie. Ons het die groot voorreg om die Here te antwoord op sy woord. Kom ons staan en ons sing die slotlied saam tot eer van die Here.
baie jammer, maar hier is nie 'n slotlied nie. So ons gaan nie 'n slotlied sing nie. Ek dink ons gaan vir Dion vra om ons te sing en te fluit. Nie reg, ekskuus julle, ek weet nie wat met daai skyfie gebeur. Dit was so mooi ene gewees om te sê dat ons 'n skynende lig in hierdie wêreld kan wees. Daarom ontvang nou die seën van die Here en kom ons gaan doen met die Here van ons elkeen vra. Want die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die wonderwerking van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly tot ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen. Ons vra asseblief dat julle mag by hierdie kamp uitgaan, asseblief, en julle sou ook daar sien, dis geleentheid om die dankoffer daar te gee, en daar was dus waar, ons is nou klaar. Ook in die kerk sal julle sien, jy kan snapscan op Zacker of wat ook al daar so, baie dankie, ons gaan eet iets en gaan drink 'n koppie tee of koffie.